Ons het so 'n paar weke spesifiek gekyk na die wapenrusting wat in Efesiërs 6 beskryf word deur Paulus. Daai wapens wat ons moet hê vir hierdie onsigbare oorlog, die vyand wat deeltyd besig is om ons gedagtes aan te val, julle onthou. Ons het so laaste keer gekyk na die kragtige wapen van gebed in die naam van Jesus, onthou julle? En vandag wil ek graag begin deur vir 'n oomblik te kyk na die krag van ons woorde. Die krag wat daar is in die woorde wat ons spreek. En 'n goeie voorbeeld van woorde word gevind in die nuusmedia. Ons sien deesdae al hoe meer hoe dat die narratief bevorder en beheer word. Lisie, die gaan gou vir ons iets vertel. Jy weet, die beste wat ek van Afrikaans geweet het op skool is dat ek weet wat 'n werkwoord is. Nou, narratief is 'n groot woord. Ek sien nou nie die ding se liggie aangaan nie. Is hy reg? OK, ons draai hom. Annie, daar sê. Hallo julle. Toe Andre vir my gesê het waaroor hy praat en dat hy nou iets oor die nuusmedia gaan sê, toe het ek vir hom gesê, ek het iets interessant gehoor in hierdie week, en toe sê hy, okay, maar vertel het sommer. So, dis iemand wat die voorbeeld gebruik het van hierdie wat regtig gebeur het, en ek kan nie onthou in wat se jaar nie, maar julle weet die CIA in Amerika, hulle het 'n eksperiment gedoen 1 jaar, om eintlik 'n bietjie te kyk, hoe jy mense se koppe en gedagtes kan beheer, of hoe hulle optree beheer. En een van die eksperimente wat hulle toe gedoen het, is hulle het 18 mense gekry. Een van hierdie mense was net soos 'n random mens wat hulle van die straat af gekry het, en die ander 17 was soos in op die eksperiment deel van die CIA. En die een persoon wat van die straat afgekom het, het gedink al 18 van hulle is net random mense wat nou van die straat af ingenooi is vir hierdie een of ander eksperiment. En wat hulle toe doen is, hulle sit hulle almal in 'n ry, maar die persoon van die straat af is heel laaste in die ry, so hulle is 18de. En hulle vat 'n prentjie van 'n driehoek, en dis so half duidelik 'n driehoek, en al wat die mense moes doen is, hulle vra vir elke persoon, sê vir my, wat sien jy op hierdie kaartjie? En al 17 sê 'n vierkant, 'n vierkant, 'n vierkant, 'n vierkant. En toe dit op die punt kom waar hierdie arme mens van die straat nou moet sê, wat sê hulle op die kaartjie? Toe sê hulle 'n vierkant. Alles 'n duidelike driehoek. En die punt wat die persoon wat ek nou die storie by gehoor het toe nou gemaak het, is dat die nuusmedia vandag met die manier hoe hulle sekere narratiewe kan dryf en sekere goed vir jou sê, dis hoe om daaroor te dink, dis hoe om daaroor te voel. Toe sê hulle, dis amper dieselfde. Hulle sê vir jou, dis 'n vierkant, dis 'n vierkant, dis 'n vierkant, totdat jy nader aan dink, maar as ek mal dat ek dink dis 'n driehoek, ek seker mal, ek wil nie die mal mens wees in die vertrek nie, kom ek sê maar ook dis 'n vierkant. En dit was die storie. Dankie. Sy vertel het toe sommer net toevallig vir my gister, en dit pas toe mooi aan. So, dit is maar net hoe dat enige storie of perspektief oor 'n persoon of oor 'n situasie of 'n gebeurtenis doelbewus aangepas word of gevorm word om mense se siening, mense se persepsie, publieke persepsie en gedrag te beïnvloed. Jy hoor goeters oor en oor, en na ander aan dink jy dit is so. Dit word al hoe duideliker dat wie ook al die narratief beheer ook die optrede van mense. Nou, hoe is dit moontlik? Dis omdat woorde ons gedagtes kan programmeer. Hoor julle wat ek sê? Dis omdat woorde wat jy die heeltyd hoor, naderhand jou gedagtes kan programmeer, wat aanleiding gee tot sekere optredes. Woorde is baie kragtig. Kragtiger as 'n atoombom. Daar word gesê dat 'n militêre weermag hoef nie eers een enkele kernwapen te gebruik om Amerika in te neem nie. Al wat hulle moet doen is om die media te beïnvloed en om die narratief te beheer. Dan sal daar 'n gewillige oorgawe wees. So kom ons maak dit van toepassing op ons daaglikse lewe.
Baie van ons ken seker die gesegde wat sê, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Maar ons almal weet dat woorde baie seerder kan maak as sticks and stones. As gevolg van woorde se kragtige en volhoubare effek. Ons laat baie keer toe dat die woorde van mense ons denke en ons optrede beïnvloed. Deesdae bepaal ander mense se woorde sommer wat jy aantrek. Bepaal wat jy besluit om te doen met jou lewe. Woorde van ander mense bepaal wat jy eet. Kom ons hoor wat sê die Bybel oor hoe ons beheer neem van jou gedagtes en van jou woorde van geloof en lewe spreek. Die Here het geskep deur sy woord. Hebreërs 11 vers 1. 11 vers 3. Daar staan, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. As ons na die skepingsverhaal kyk, in Genesis sien ons dat die Here alles geskep het wat op die aarde is. Totale heelal. En hier in Hebreërs 11 sien ons dat God alles geskep het deur te spreek. Dit wat hy gesê het, daar staan in 2 Petrus 3 vers 5, hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur die water ontstaan het. En in Hebreërs 1 vers 2 en 3, God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Duidelik dat die Here alles geskep het deur sy woord. So wat beteken dit? As ons na Genesis 1 kyk, na die skepingsverhaal, lees ons in Genesis 1 vers 3, dat toe het God gesê, laat daar lig wees. God het gesê, en daar was lig. So wanneer het die lig verskyn? Nadat God die woorde gespreek het, laat daar lig wees. So die Here het geskep deur te praat, en die woorde toe het God gesê, word 9 keer in Genesis 1 herhaal. En dit sê vir ons dat elke keer wat die Here iets gemaak het, het hy dit in die lewe ingespreek. Lees in Genesis 2 vers 19. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. Waar het die diere hulle name vandaan gekry? Toe die mens gesê het, dis jou naam. Die Here het al die diere van die aarde geskep, maar het hulle nie self name gegee nie. Ek het al gewonder daaroor. Hy het hulle na die mens toegebring, om vir hulle name te gee. Hoekom? Het voel vir my lyk asof die Here tog die mens so 'n klein aandeel wou gee aan hierdie hele skepingsproses. In die besigheidswêreld sou mense dit seker noem mede-eienaarskap. So klein bietjie mede-eienaarskap. Genesis 1, 26 tot 28 lees ons dat die mens na die beeld van God geskep is en dat hy vir ons heerskappy gegee het. As ons na God se beeld en as sy verteenwoordigers geskep is, dan kan ons sekerlik sê dat ons woorde 'n mate van skepingsvermoë het. Nie naaste by soveel soos God se woorde nie. Die Here het materie uit niks geskep nie. En ons kan niks daarvan doen nie.
Probeer ook nie voorgee dat ons iets daarvan kan doen nie, maar ons het 'n sekere mate van skepingsnatuur in ons. Vermoë. Dis die rede hoekom die wêreld gevul is met soveel pragtige werke van kuns en musiek. Nou is die vraag, hoeveel mag en krag is daar werklik in ons woorde? Ons kyk na Matteus 12, vers 34 en 35. Volgende gedeeltetjie van dit waaroor ek gaan praat, het ek 'n opskrif gegee wat ek noem, ons kan voorspoed skep en sukses skep in ons lewe. Matteus 12, vers 34. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te verskyn. Dit wat jy praat, dit wat jy sê, dit wat jy uitspreek, word deur myself in my hart geprogrammeer. Enerzijds tot oorwinning of anderzijds tot mislukking of nederlaag. Enerzijds tot vrede, anderzijds tot onheil. Woorde wat ons spreek is soos 'n houer wat iets bevat. Die Engelse woord is container, soos 'n houer, né? Hulle bevat geloof of hulle bevat vrees. En hulle vervaardig volgens dit wat hulle bevat. Charles Capps het gesê, words carry faith or fear, and they produce after their kind. As die een houer byvoorbeeld net sout bevat en die ander houer bevat byvoorbeeld net besuursuiker, en jy gebruik dieselfde resep, en in die een resep sit jy sout en in die ander resep sit jy besuursuiker, gaan daar 'n sekere uitkoms wees. Dan weet jy tog wat jy gaan kry. Daardie woorde wat jy gaan spreek, lei tot een of ander uitkoms. Wanneer ons woorde van geloof spreek, dan gaan ons woorde van geloof glo, en ons gaan in geloof optree. Ons harte sal vol raak met geloof, en ons sal aanhou om woorde van geloof te spreek. En in die proses versterk ons daardie geloof elke keer wanneer ons mond oopmaak. As ons hart vol geloof is en ons spreek geloof, versterk ons hart van geloof elke keer wat ons mond oopmaak. Om die goeie wat God vir ons bedoel het en die wil van God in ons lewe te kan ontvang. Dis natuurlik 'n uitkoms in ons lewens, nê? En dit gebeur deur woorde van geloof te spreek. Die positiewe woorde, opbouende woorde, bemoedigende woorde. Kom ons kyk na 'n belangrike voorbeeld van 'n woord in geloof wat lei tot 'n lewensveranderende uitkoms. Ons lees in Romeine 10 vers 9, baie bekende gedeelte. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En dan staan daar in vers 17, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.
Kan nie onthou wat het Frana nou die dag gesê nie. Hy het gepraat van iets wat ons sê, dan sê jy hoor dit. Jy moet dit spreek, sodat jy dit kan hoor. Volgens Paulus is die geloof wat ons benodig, is dit die geloof wat ons benodig vir ons redding, nee? En hy sê, daai geloof wat ons benodig vir ons redding, sê Paulus, bevat ons reeds in ons harte. Romeine 12 vers 3. Lê jou liewe daarop toe, om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Hy het reeds vir ons die mate van geloof gegee wat ons nodig het. Dis in ons harte. Ons moet dit spreek. En daardie geloof, of liewer ons geloof, moet gespreek word voordat jy redding kan ontvang. Kom ek sê dit bietjie anders. Geloof wat bely word, gespreek word, lei tot die ontvangs van dit wat jy spreek. Dit wat jy sê. Jesus sê in Markus 11, vers 23, dit verseker ek julle. Elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Maar in plaas daarvan is baie van ons net in staat daartoe om te spreek dit wat ons sien. Ons kan net spreek wat ons sien reg voor ons is. Ons bely net dit wat tans in ons lewe gebeur en aangaan, en nie wat God vir ons bedoel het nie. Om te kan ontvang in geloof moet ons ophou om te fokus net op dit wat ons kan sien. Ons het almal daai geneigtheid. Ons fokus op dit wat ons sien. Soos al die slegte dinge wat tans in die wêreld aangaan, ons sukkel om te fokus op dit wat ons nie kan sien nie. As ons regtig wil hê goeie dinge moet gebeur in ons lewens, dan moet ons daardie goeie dinge in ons hart kan sien. En ons moet daarop kan fokus. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, ons moet dit kan spreek wat ons nie kan sien nie. Ons moet dit uitspreek waarvoor ons hoop. Dit wat ooreenstem met die wil van God, want die wil van God is goeie, nie slegte vir een van ons nie. Matteus 12. Hier het ek die opskrifie van die volgende gedeeltetjie gegee. Ons kan ons eie ondergang skep. Dis moontlik. Matteus 12:35b. Slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Kom ons lees dit in konteks, saam met vers 34. Jesus sê, hoe kan julle wat sleg is iets goed sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die woorde wat ons spreek is so saad wat ons saai. En dit groei. En dit bring vrug na sy aard. Net so seker as wat daai saad geplant is, net so seker sal dit 'n oes voortbring. Kom ons bid sommer nou vir die boere terwyl ons hier is. Here, ons kom in die naam van Jesus na U toe vandag, en ons hoef nie vir U te vertel wat in die lande aangaan en hoeveel water staan en hoe nat dit is nie. U weet dit alles, Here, maar ons wil vir U vra vir guns.
Ons wil vir u vra vir guns vir ons boere om die oeste te kan inbring. En om die skade te beperk, Here. En Here, ons dorpelinge verstaan nie alles daarvan nie, maar wat ons wel weet is dat ons net so afhanklik is van goeie oeste. Maar Here, ek wil vir u vra dat u elke boer sal kom bemoedig vandag. Terwyl ons daaroor praat om positief te spreek en hoop te spreek en u wil te spreek, Here, ons weet is nie u wil dat 'n klomp oeste moet misluk nie, en daarom wil ons net vir u vra dat u in hierdie omstandighede die goeie na vore sal bring, en dat u guns sal gee vir boere om in hulle lande in te kom, en onder moeilike omstandighede om te kan oes. Ons weet, Here, wie u is, en ons weet wat u al gedoen het, en ons kom eer u nou vir die getuienisse wat gaan inkom in die naam van Jesus. Amen. Jesus sê, as ons sleg van iemand praat, of sleg praat oor 'n situasie, dan kom dit van bose gedagtes in ons harte. En bose dade sal volg. Soos wat ons uiting gee aan daardie gedagtes. Ons negatiewe gedagtes word natuurlik versterk deur ons negatiewe woorde wat ons uitspreek. Anders gestel, wanneer ons woorde van verlies of mislukking uitspreek, gaan ons woorde van verlies of mislukking glo. En dan gaan ons in verlies en mislukking optree en lewe. Ons harte sal swak en vreesagtig word, en ons sal aanhou om woorde van verlies en mislukking te spreek, en dit sal ons ongeloof versterk. Terwyl jy aanhou negatief praat, versterk dit maar net die ongeloof wat in jou hart is. Sal jy ongeloof versterk elke keer wat ons monde oopmaak. Spreuke 6 vers 2 sê, jy kan verstrik raak deur wat jy sê, en vasgevang raak deur jou eie woorde. As ons bose dinge sê, of ongelowige woorde spreek, kan dit later aanleiding gee tot optrede van mislukking. Teestand, verliese, onheil. Dit kan tot gevolg hê dat selfs ander mense seer gemaak word, en ander mense se lewens negatief beïnvloed word. Julle ken almal die gedeelte in Spreuke 18 vers 21, wat sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, goed of sleg, sal die vrug daarvan eet. As jy graag sleg spreek, negatief spreek, gaan jy die vrug daarvan eet. As jy graag goed spreek, positief spreek, hoop spreek, gaan jy die vrug daarvan eet. Die vrug wat ons dra in elke dag se lewe, is die gevolg van dit wat in ons harte aangaan van dag tot dag. En die gevolg van dit wat in ons harte aangaan, is die gevolg van die woorde wat ons spreek. Jakobus 3 vers 4 en 5, julle kan dit gaan lees. Ons woorde kan ons lewe beïnvloed op vinnige, onverwagse, kragtige maniere, net soos baie groot skepe stadig draai omdat hulle maar 'n baie klein roer het. Dink maar net hoeveel moeilikheid daardie klein tongetjie al vir jou en jou lewe veroorsaak het, of dalk in iemand anders se lewe. Die Here se skepingsplan was net die goeie, niks slegs nie. Ons lees in Genesis 1:31, toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. Alles wat hy gemaak het, was baie goed.
Die duiwel aan die ander kant streef daarna om sleg te skep. Om die goeie wat God geskep het te vernietig. Julle ken die hele storie van Adam en Eva en hoe dat die Here vir hulle gesê het wat hulle nie mag doen nie. Vir hulle gesê, dis die boom van die kennis van goed en kwaad en daarvan mag julle nie eet nie. En as julle daarvan eet, sal julle sekerlik sterf. En wat kom doen die duiwel? Hy gebruik ander woorde. Hy sê, julle sal sekerlik nie sterf nie. Hy verander net die woorde 'n bietjie. Die duiwel wil dit wat die Here geskep het en gesê het, gespreek het, wil hy kom negeer en hy wil dit vernietig. Selfs dit wat hy nog wil en gaan skep in ons lewens, vandag nog, wil die duiwel natuurlik vernietig. Hoeveel keer het die duiwel al vir jou mislei deur die woord van God, of sy wil vir ons lewe, te misken, of te ontken. Kom ons luister net gou na hierdie stukkie video. Kyk maar daarna en dan sal ek ietsie daaroor sê. I asked ChatGPT. Oh man, wat met ChatGPT gepraat het. Please compose a 30-second prayer to God in the spirit and theology of Don Carson in praise to the glory of God's grace. Click. 3 seconds later, this is what I was given. Gracious Father, we bow before you, the sovereign Lord of history and redemption. From eternity past, you purposed to lavish grace upon undeserving sinners through the blood of your beloved Son. We praise you for the glory of your mercy, unearned, unmeasured, made manifest in Christ crucified and risen. May our lives, redeemed and sanctified by your Spirit, be vessels of praise to the riches of your grace. To you be glory forever and ever. Amen. That's a machine. Because I'm asking, is that praise? No! This people, these machines, honor me with their lips and their bites. And their heart is far from me. So let's clarify the purpose of the universe, quick. I'm done. I got 19 seconds. Let's clarify. Why were you made? Words? Computers do words better than you. Seriously, better than me. Computers do words. They don't feel anything. Therefore, the universe is created to have people who feel. This is amazing. Think of it. The universe exists to have people in God's image who feel the worth of grace, who feel the glory of grace, who feel the beauty of grace, who feel the wonder of grace. And then everything in their life takes on a totally non-AI meaning of action and praise to God. I asked Chat. Okay. Hoor julle wat sê hy? John Piper? Ek meen, daai gebed kan nie enige ou uitdink nie. Maar dis woorde van 'n rekenaar wat nie uit sy hart uit praat nie. Dis 'n rekenaar wat 'n klomp inligting bymekaar sit van, ek weet nie eens presies hoe werk al daai goed nie, maar die beste gebed. Maar ons woorde wat ons spreek, kom uit ons harte.
Kom ons herken dit nou maar teenoor mekaar. Dis nie dat God se woord nie krag het nie. Maar ons hoor God se woord. En dan spreek ons, dan praat ons, soos die wêreld praat. Ons kyk na omstandighede, en ons fokus nie op God, en op sy woord, en dit wat hy gesê het nie. Ons spreek eerder lekker saam met die duiwel en al sy negatiewe taal, en plaas ons erflating op die spel deur korrupte kommunikasie van vrees en ongeloof. Ons plaas ons erflating op die spel deur negatief en in ongeloof te praat. Soos wat daar skepende krag in God se gesproke woord is daar bose krag teenwoordig in die woorde van die duiwel. Spreuke 15 vers 4. Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreeking in die gees. Hoeveel van ons het 'n gebroke gees of het 'n gebroke gees gehad as gevolg van iets wat iemand anders oor jou of vir jou gesê het? Joshua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie wyk uit jou mond uit nie. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Die woord van God mag nie uit jou mond uitwyk nie, dis die woord van God wat by ons monde moet uitkom. Ons moet dit spreek, daar is skepingskrag daarin, daar is lewe daarin, daar is vernietigingskrag in die woorde van die duiwel wanneer ons dit spreek. Dit kan dood en vernietiging bring. Ons kan skep deur die woord van God en dit bring lewe en seën. Dieselfde woord wat bestaan het toe God die hemel en die aarde geskep het, is ook die woord van God, die Bybel wat ons vandag in ons besit het. Johannes 1 vers 1. Hou hierdie woord op jou lippe. Dan spreek jy lewe, want hierdie woord is lewe. As ons verstaan wie ons is, volgens die woord van God, en ons verstaan sy groot liefde vir ons, en ons aanvaar en omhels sy plan vir ons, en sy wil vir ons, dan sal ons sekerlik groot seën beleef. En wanneer ons dit verstaan, moet ons dit spreek. En as ons bely en spreek wat ons lees in die Bybel, dan sal God sy beloftes, wat in sy woord vervat is, in vervulling laat kom in sy volmaakte tyd. Maar intussen moet ons verstaan, dat sommige woorde wat in die woord vervat is daar om ons te bemoedig en om ons aan te moedig in die bestaande uitdagings wat ons ervaar en wat ons moet hanteer. Filippense 4:13 sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So die volgende keer as jy veroordeel voel en skaam voel en dit voel vir jou of die Here jou nie lief het nie, sê dit hardop en verklaar dit. Ek is die geregtigheid van God in Christus. Glo jy dit? Sê dit dan. Laaste voorbeeld. In Johannes 4 vers 4. Hy wat in julle is groter as die duiwel wat in die wêreld is.
Elke keer wat jy onder aanval is, wanneer jy negatiewe gedagtes ervaar, en soms die skynbaar onmoontlik hanteerbare situasie beleef, dan het jy nodig om hardop te verklaar. Die duiwel, die Here wat in my is groter as die duiwel en al sy schemes en planne. God wat in my is. Die belangrikste en grootste openbaring oor 'n volgeling van Jesus wat ons vind in die Bybel is dat ons vergewe is. En verlos is van ons sonde deur Jesus Christus. Psalm 107 vers 1 en 2. Loof die Here, want hy is goed, want sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Dit sal ons bevry, sal dit moontlik vir ons maak om in selfvertroue en in geloof te lewe. Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het. Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Het jy dit al ooit so bedink? Dat ons seuns en dogters van God is? Kinders van die koning? Dat ons die krag en die autoriteit het van hierdie koninkryk. As ons nie al hierdie woorde van oorwinning en liefde glo wat in die Bybel vervat is, wat oor ons uitgespreek is nie, dan glo ons die teenoorgestelde. Dan glo ons en leef ons asof Jesus nie die oorwinning vir ons behaal het nie, en ons leef soos mense wat 'n nederlaag beleef het. En dis waar die duiwel wil hê ons moet wees. Vernietig, verslaan en versla. Dis waar hy ons wil hê. Of ons kan leef op grond van ons geloof en dit wat die Bybel sê. Wanneer ons saamstem met die woord, wat die woord sê oor ons, en dit uitspreek oor ons lewe, en dit uitspreek oor ons omstandighede, en wanneer ons dit spreek in geloof oor ander mense en ander mense se lewens en omstandighede, dan het dit krag. Dan het dit krag. Ek wil afsluit deur julle te herinner daaraan dat die mees basiese woord van geloof wat jy ooit kan uitspreek is wanneer jy Jesus Christus bely as jou verlosser en Heer van jou lewe. Paulus sê, die krag om Jesus te bely as jou verlosser is reeds in jou. Dis moontlik. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, as jy dit spreek, as jy dit sê, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Jy hoef geen twyfel te hê nie. As jy dit nog nie bely het nie, as jy dit nog nie hardop uitgespreek het nie, jy glo nog nie in jou hart dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, dan wil ek graag saam met jou bid vanoggend. Bly net agter na die diensies, mense wat graag saam met jou wil bid. Want dit wat ons spreek in geloof het krag en kan lewens verander en kan ons omstandighede verander. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend op 'n manier, Here, kan ek nie help om te dink dit wat in ons dorp gebeur vanoggend en dit wat daar gespreek gaan word by die AJ Swanepoel Stadion nie. Maar Vader, wat ons vandag hier wil doen is, ons wil in geloof oorwinning spreek
Ek wil oorwinning spreek oor mense se situasies in hulle lewens wat nie tans voel soos 'n oorwinning nie. Ons wil lewe spreek, Here, waar mense nie voel daar lewe is nie en nie liefde is nie. Here, want U het al ons lewens bedink nog voordat ons gebore is. En U het gesê, dit wat U bedink het, is voorspoed en nie teëspoed nie. U het gesê, dis vrede en dis nie onheil nie. Here, maar somtyds bring ons dit oor onsself as ons negatief praat oor die toekoms en oor ons eie omstandighede en oor ons eie lewens. Ons sukkel om dit te sien wat nie bestaan nie, terwyl U weet wat in die toekoms vir ons voorlê. Ons roep dit in, Here, wat goed is. Ons roep dit in wat voorspoedig is. Ons roep dit in wat vrede is. In die naam van Jesus. Ek bid, Here, dat ons woorde U sal verheerlik. Dat ons woorde sal spreek in ooreenkoms met dit wat U woord sê. Want U woord is waarheid en U woord is lewe. Ek bid dat U verheerlik sal word deur ons lewens, deur dit wat in ons harte aangaan, dit wat ons spreek en deur ons dade. En dat dit ander sal bemoedig en aanmoedig om U te ken. In die naam van Jesus. Amen.